Die woord van die Here sê in Spreuke 18 vers 24, 'n man met baie vriende word geruïneer, maar daar is 'n vriend wat sterker aanhang as 'n broer. Dit is wonderlik om vriende te hê. Maar 'n mens moet versigtig wees wat sy vriende 'n mens het. En dit moet ons veral vir ons kinders leer. 'n Vriend kan nader wees as 'n broer, sê die Bybel. Maar maats kan 'n mens ook breek. Maats kan 'n huwelik opbreek. 'n Maat kan jou opbreek. Jou hele destinasie wat God in gedagte het, kan vriende ruïneer. Baie mense dink alle vriendskappe is kosbaar. Alle vriendskappe is nie kosbaar nie. 'n Goeie vriendskap is 'n duur vriendskap wat onderhou moet word, wat wederzijdse respek verlang. Maar is iets waarvoor mans versigtig moet wees, om nie sommer net met almal bevriend te wees nie. Daar is sommige mense met wie mens naalstringe moet knip. Mens moet naalstring knip met mense wat sleg is vir jou lewe, sleg is vir jou morele waardes, sleg is vir jou geestelike lewe, sleg is vir jou toekoms. Dis soos iemand gesê het, 'n mens is soos 'n huisbak, hy kan jou net afvat of hy kan jou net opvat boontoe. Iemand wat jou afvat is nie 'n vriend nie. Daarom moet 'n mens jou vriende versigtig kies. En as 'n mens besef jy het verkeerde vriende wat jou huis betree, moet jy naalstringe knip met hulle. Net so het mense baie keer naalstring verhoudinge met vrouens, mans met vrouens en vrouens weer met mans. En dit begin onskuldig in 'n werksituasie waar mense net eenvoudig kollegas is. Maar hulle beweeg al nader en al nader aan mekaar, veral waar 'n huwelik tuis nie gesond is nie. Word so 'n persoon 'n prooi vir die Satan om aan te val. En wanneer so 'n man aandag kry by die werk van 'n vrou, word iets wat net onskuldig en mooi was, kan dit baie maklik lelik word. Daarom moet 'n mens versigtig wees. Lelike dinge begin nie altyd lelik nie. Dit begin gewoonlik mooi en lyk so onskuldig, want die Bybel sê dan juis, die duiwel kom soos 'n engel van die lig. Daarom as jy dalk in 'n ongeoorloofde verhouding is met 'n man by die werk, 'n vrou by die werk, moet dit nie net 'n emosionele, onskuldige verhouding noem nie. Alle verhoudings begin by emosionele verhouding. Mens moet baie versigtig wees en met die naalstringe knip wat dit nodig is. Nie net waarsku die Here ons teen verkeerde vriende nie. Die Here waarsku ons ook teen die slegte vrou. Nou jy kry baie slegte mans ook, maar jy kry slegte vrouens ook wat daarop uitgaan om mans te verlei. En gewoonlik streel dit 'n man se ego wanneer 'n slegte vrou by hom aanlê, flankeer met hom. Maar dit is 'n baie gevaarlike pad om op te loop. Daarom wil die Here vir al ons mans waarsku in hierdie opsig. Die Bybel sê in Genesis, die vrou sal die man beskerm. In watter opsig? Hier gaan dit nie oor beskerming teen geweld en misdaad nie. Hierdie beskerming gaan daaroor dat die vrou moet kyk dat haar huwelik gelukkig is saam met haar man, waarlik vir hom 'n vrou sal wees, en dat sy vir hom sal bid, beskermingsgebede sal afbid, en wanneer sy bewus is daarvan, want ons mans is nie altyd bewus daarvan dat vrouens by ons aanlê nie, dat sy sal bewus wees daarvan en altyd die Here se genade en beskerming op haar man sal afbid. Dit is ook belangrik dat 'n man en vrou vir mekaar sal bid, mekaar sal beskud, mekaar sal beskerm, die een die ander sal attent maak as hy op 'n gevaarlike pad is. Maar wees versigtig vir die slegte vrou. En die vrou moet versigtig wees vir die slegte man. Want daardie persoon wat sleg is, wat op oorspel en hoerery uit is, het al dikwels dit voorheen gedoen. Jy sal net 'n volgende slagoffer van daai slegte persoon wees. Knip die naalstringe. Knip die naalstringe met verkeerde invloede. Knip die naalstringe met verkeerde mense voordat dit te laat is en jy 'n duur prys gaan betaal vir groot ellende wat teweeggebring gaan word. Moenie huiwer nie. Verwyder dit wat net sleg gaan wees vir jou lewe
ver van jou af weg. Die Bybel sê gee aan die duiwel geen plek nie. Dit is nie dat as mense veroordeel en mense verwerp nie. Maar as daar 'n saak in jou lewe is, waarmee jy 'n naaldstring verbintenis het, wat sleg is vir jou geestelike lewe, vir jou gesin, vir jou voortbestaan, knip daardie naaldstringe vandag nog. Hemelse Vader, ek bid dat die Heilige Gees vir ons onderskeidingsvermoë sal gee. Help ons, Here, om U stem te hoor, want U is ons herder. U wil ons lei na groen weivelde toe, nie na woestyne van agteruitgang nie. Nie na kolkgate en na diep donker putte toe nie. Nee, U lei ons na groen weivelde toe. Help ons as U kinders, Here, om nugter te wees, om waaksaam te wees, om onsself en ons geliefdes te beskerm, Vader, teen die aanslag van die bose. Gee ons daardie moed en daardie oortuiging om vandag nog naaldstringe te gaan knip met dit wat sleg is vir ons. In Jesus Christus naam bid ek dit.